Goeiedag, ek is Rochelle Grimstal en hier is my studentekaart. Ek is die HOD van Geletterdheid Afrikaans Huistaal. So vandag gaan ek 'n aanbieding doen oor leesbegrip en hoe die voorkomingsinterventieraamwerk gebruik kan word om sukkelende lesers te help. Nou die inleiding, leesbegrip sleutel tot suksesvolle leer, swak leesbegrip, swak akademiese prestasie en voorkomingsintervensie help sukkelende lesers. So, leesbegrip is een van die belangrikste vaardighede vir alle leer. Sonder goeie leesbegrip sukkel leerders met alle ander vakke. Die voorkomingsinterventieraamwerk help onderwysers om leerders vroeg te identifiseer wat sukkel. En dan strategieë toe te pas om hulle te ondersteun. Nou, wat is leesbegrip? So die volgende punte sê, verstaan van geskrewe teks, aktiewe denkproses tydens lees, koppel teks aan voorkennis en bou betekenis uit sinne en paragraaf. So, wat beteken of wat is leesbegrip? So, leesbegrip beteken dat 'n leerder nie net woorde kan lees nie, maar ook die betekenis van die teks verstaan. Dit behels dat die leerder sy of haar voorkennis gebruik, patrone herken en die boodskap van die teks kan herhaal of verduidelik. So die belangrikheid van leesbegrip. So die volgende punte sê, grondslag van alle leer, verbeter taalontwikkeling, bevorder kritiese denke en noodsaaklik vir akademiese sukses. So die belangrikheid van leesbegrip is, sonder leesbegrip kan 'n leerder nie suksesvol wees in die ander vakke nie. Leesbegrip help ook om 'n sterker woordeskat en taalgevoel te ontwikkel. Nou, dit bou die vermoë om krities te dink en om geskrewe inligting te verbeter. Nou die probleme met leesbegrip. So die volgende punte sê, moeilikheid met dekodering, swak woordeskat, onvoldoende agtergrondkennis, konsentrasieprobleme en swak spelling. Nou, die probleme met leesbegrip is, leerders met swak leesbegrip het dikwels probleme met dekodering. Hulle ken nie genoeg woorde nie en hulle kan nie altyd aandag hou by wat hulle lees nie. Dit lei tot swak spelling, minder selfvertroue en uiteindelik swak prestasie. So die voorkomingsintervensie raamwerk. So die volgende punte sê, vroeë identifisering van probleme, sistematiese ondersteuning, individuele leerplanne, gebruik van hulpmiddels en fokus op dekodering en begrip. So hierdie raamwerk is 'n gestruktureerde plan wat help om leerders vroeg te ondersteun. Dit sluit individuele leerplanne in as ook sistematiese ondersteuning. Die fokus is daarop om leerders te help met dekodering, leesvloei en uiteindelik begrip. So wat is die strategieë vir onderwysers? So die volgende punte sê, hardop lees en modelleer, vooraf verduidelik nuwe woorde, gebruik visuele hulpmiddels en interaktiewe leesaktiwiteite en herhaling en oefeninge. So die strategieë vir onderwysers is, onderwysers kan baie strategieë gebruik om leesbegrip te bevorder. Hulle kan hardop lees en vir leerders wys hoe om te dink terwyl hulle lees. Hulle kan nuwe woorde vooraf verduidelik en baie visuele hulpmiddels gebruik. Speletjies en interaktiewe leesaktiwiteite hou kinders gemotiveerd en betrokke. Nou hier is hulpmiddel 1, die flitskaarte. So die volgende punte sê, woordeskat oefening, klanke en lettergrepe, begrip deur assosiasie, kort en vinnige aktiwiteite en die doel van hierdie flitskaart is, dit help leerders met dekodering en woorde vinniger te herken. So, ek het hierdie flitskaart ontwerp wat woorde en prente wys. Hierdie hulpmiddel help leerders om nuwe woorde vinniger te herken. Hulle kan dit gebruik om klanke, lettergrepe en selfs volledige sinne te oefen. Nou hier is hulpmiddel 2, die leesplakkaat. So die volgende punt sê, tematiese prente en woorde, teks met eenvoudige sinne en help met visuele geheue,
interaktiewe klasaktiwiteit. So die doel is dit help leerders om woorde in sinne te gebruik en om sinnegeheue te versterk. So die leesplakkaat fokus op 'n tema, byvoorbeeld diere of sport. Daar is 'n prent met eenvoudige sinne langsaan. Leerders gebruik die plakkaat om die sinne te lees en dit versterk hulle visuele geheue en leesvloei. Hier is hulpmiddel 3, die woordespeletjie. Nou die volgende punte sê, speletjies soos woordsoek of woordbou, ontwikkel spelling en lees. Dit skep leer deur spel en bevorder aktiewe deelname. So die doel van hierdie hulpmiddel is, dit maak lees pret en verbeter spelling en konsentrasie. Nou, ek het ook 'n speletjie ontwerp waar leerders woorde moet bou of 'n woordsoek voltooi. Hierdie speletjie maak lees lekker en aktief en dit help ook met spelling en konsentrasie. Nou, die voorbeeld van toepassing. So die volgende punte sê, gebruik hulpmiddels in groepwerk, onderwysers gee leiding, leerder oefen onafhanklik en herhaling versterk begrip. So, die voorbeeld van toepassing is, in die klaskamer kan ek eers 'n woord met die flitskaart bekendstel en dan die plakkaat gebruik om sinne te bou. En laastens die speletjie speel om die leerder se begrip te versterk. Hierdie 3 hulpmiddels werk saam en versterk mekaar. Nou die praktiese wenke vir onderwysers. Die volgende punte sê dit skep 'n leesvriendelikheid omgewing, dit bou selfvertroue deur lof en monitor vordering gereeld en gebruik diferensiasie. So dit is belangrik om 'n leesvriendelikheid omgewing in die klas te skep. Leerders moet gereeld aangemoedig word om lof te kry wanneer hulle vorder. Onderwysers moet ook gereeld toets en monitor om seker te maak dat elke leerder verbeter. Nou die samevatting. So die samevatting is 'n leesbegrip, kern van leer, swak begrip, beïnvloed prestasie, voorkomingsintervensie bied oplossings, hulpmiddels maak leer prakties. So leesbegrip is die kern van leer. Wanneer kinders dit nie bemeester nie, sukkel hulle in alle ander vakke. Deur die voorkomingsintervensie raamwerk en die eenvoudige hulpmiddels kan ons as onderwysers 'n groot verskil maak in leerders se akademiese sukses. Nou die bronnelys. Hier is die bronne wat ek gebruik het om my aanbieding voor te berei. Hierdie bronne gee verdere inligting oor leesbegrip en moontlike strategieë om leerders te ondersteun. Nou ek wil nou net sê baie dankie dat julle almal hier geluister het en ek hoop hierdie aanbieding het gehelp. Baie dankie.